Halleluja. Kom ons gee die Here net 'n lekker handeklap terwyl ons ook ons kruiskykers verwelkom. Ons het so 20 minute om saam die woord te kan deel en ons is besig om in hierdie tyd te sê dat ons geloof toepas. Sê vir die persoon langs jou, geloof sonder werke is dood. Het is belangrik dat ons vanmôre tot die besef sal kom dat u en ek het 'n mandaat vanmôre oor ons lewe en ons het nodig om hierdie mandaat uit te leef en om hierdie mandaat uit te leef gaan dit geloof kos. Dit gaan kos dat ek die woord sal vat en met die woord sal hardloop. Wie van julle het agtergekom in hierdie dae wat ons leef dat om te loop is te stadig, dat ons het nodig om hierdie dapper geloof nou in ons gemeenskappe toe te pas, deurdat ek die woord gaan toepas vir my eie lewe. Sê vir die persoon langs jou, sê ek gaan hom toepas vir myself. Ek sê vanmôre hier om vir jou te sê hoe jy jou lewe moet lei nie, ons is vanmôre hier om te sê, kom ons ondersoek en kom ons breek oop hierdie woord vir elkeen van ons wat hier is. Daar's 'n paar mense wat baie kere 'n dienste toe kom en hulle is nou nie vanmôre hier nie, maar hulle sit baie kere in die banke, dan sê hulle, jong, ek wens so en so was vanmôre in die kerk, want daai woord was vir hulle. Hulle deel die woord so uit. Nee, ons is vanmôre hier en ons gaan hierdie dapper geloof gaan ons toepas. Nou, so sien ons in Handelinge 10 vers 43, en ons gaan net na hom toe gaan. Ek wil graag stil staan by Johannes en ek wil graag kyk dat ons hierdie skrifgedeelte sal 'n fondasie lê. Soos ek sê, ons het nie altyd die genoegsame tyd om 100% te kan bly by die tyd, en dan is daar 'n paar van die mense wat voel dat as ons 'n klein bietjie langer is, dat hulle nie volgende Sondag gaan terugkom nie, maar ek glo hulle is vanmôre al reeds nie hier nie, want hulle het geweet dit is nagmaal, so ons gaan 'n klein knapsie tyd gaan ons bietjie oor die tyd gaan. Wanneer dit kom by geloof en wanneer dit kom by wat ons nodig het om in hierdie dag toe te kan pas, is dit belangrik dat ons weet dat ons lewens deur die geloof moet lewe. Belangrik dat Johannes 6:29, Johannes 6:29 sê, dit is die werk van God, dat julle glo in hom wat hy gestuur het. Ander woorde, dat ons vanmôre sal hê, geloof, ja, soos 'n mosterdsaad, maar dat ons in God sal glo. Belangrik dat ons by 'n plek sal kom, dat ons sal weet, dat die Here wil hê, geloof moet in ons lewens groei. Sê vir die persoon langs jou, sê geloof groei. Sien, daar is verskeie persone of verskeie plekke wat ons moontlik mag wees binne in ons geloofsloop met die Here, dat ons mense moontlik mag wees van min geloof, geen geloof, klein geloof, maar u en ek is vanmôre by kragte, ons is vanmôre toegerus met die woord van die Here, om die geloof wat ons in God het, nie net van God het nie, maar in God het, te kan toepas. Sien, baie kere kom ek by 'n plek, waar ons weet dat daar moontlik dat ons mense ken. Jy weet van iemand. Jy kan nie vanmôre sê dat jy daai persoon ken in intimiteit nie, nee, jy weet net van hulle. Jy weet moontlik wat hulle gedoen het, en het u daai mense moontlik in jou ry vanmôre wat gewoonlik weet, hulle vind van mense se doen en late uit en konsentreer op die negatiewe. Sê vir jou man, jou vrou wat langs jou is, sê, mens bly maar net mens. Dis maar net hoe baie ingesteld is, maar ons is by 'n plek waar ons vir die Here wil sê in hierdie dag, dat ons wil hê my geloof moet groei. My geloof moet groei. Nou, my geloof wat ek in God het, gee vanmôre vir my en vir u keuses wat ons moet maak. Dit gee vir my dinge wat ek moet omhels, en dan gee dit ook vir my gebeurtenisse in my lewe, wat ek dan nou moet van my lewe af weerhou. Nou, dit is belangrik dat ek weet, wanneer ek glo, daar's bewyse van daardie geloof. Handelinge 10:43 sê, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Sien, ek het vanmôre, ja, ek kan glo vir dinge. Ek kan vanmôre glo
en ons het families wat deur moeilike tye gaan, en ek wil die oproep op die gemeente doen, dat ons vir ons families sal bid. Bid vir gesinne en families meer as ooit, want ons weet dat die vyand haat samestemming, dat die vyand haat wanneer ons by mekaar kom, daai 2, daai 3 wat by mekaar kom, wat in sy naam by mekaar kom, en wat die Here begin aanroep. Daar's van ons families wat deur moeilike tye op hierdie stadium gaan. Hierdie week het Emiel sy mammie verloor, en van pastoor Sean se familie is ook deur donker dieptes, en dit gaan nie net oor om deur hierdie vallei te kom nie. Dit gaan dat die Here ons by die hand sal vat. En hoe vat die Here ons by die hand? Hy vat ons by die hand deurdat elkeen van ons aktief betrokke raak in ondersteuning te gee aan elke lid. Sê vir die persoon langs jou, sê dit kos ook geloof. Dit kos geloof. Dit kos geloof om van jouself te vergeet in dit wat jy tans is, en jou hand uit te steek. Ek kom dit voel nie soos geloof nie. Geloof is dit nie wanneer jy op die water loop, is dit nie wanneer die been uitgroei. Nee. Is in daardie dinge, daai klein dinge wat ons begin aktief betrokke raak, en ons geloof is besig om gestrek te word. Ons geloof is besig om te vermeerder. Ons geloof in God, weet ons vanmôre dat hy dit gesê, ek kies om dit te glo, en daarom sal dit so wees. Maar nou, die vyand tot ons geloof en die groei van my geloof is baie kere my gedagte. En dit wat ek glo omtrent waar ek staan met my verhouding met die Here. Daarom is dit belangrik dat ek sal vanmôre besef en sal weet dat my sonde is vergewe. Dit kos geloof om vanmôre te weet, die geloof wat u en ek nodig het om die persoon uit die rolstoel uit op te neem, om hulle by die hand te vat en op te lig. Daardie selfde geloof het ons nodig om te sê, ek gaan vir ewig inwoon. En hoe leef ek? Wanneer ek dit glo, daar's 'n vrymoedigheid wat in my hart opstaan, dat wanneer daar swaar tye kom, dan weet ek, die woord het my al reeds gewaarsku, dat in hierdie lewe sal ons verdruk en verdrukking ervaar en onderdruk word, maar dat ek krag het in sy naam, waarin ek kan roep en ek kan staande bly. Geloof in God, nie geloof in eie vermoë nie. Die vyand wil kom en sê, jong, maar het jy nie nou verlede week net daai ding gedink nie? Het jy die verlede week net daai ding gesê nie? Jong, jy lyk so mooi vanmôre, maar as die gemeente net weet wat jy hierdie naweek gedoen het, hierdie is die plek waar jy geloof in die bloed het, wat jou bedek, beskerm, geloof het in jou belydenis deur na die Here toe te kom, en te weet dat hy is getrou, en hy is regverdig, sodat hy sal verwydering bring, dit die aanklag van jou verwyder, dat jy sal staan in die wete dat jy gesand, dat jy kind van God is, en dat jy kan aanspraak maak. Belangrik, sien, want al die mense wat ons genader het, wanneer dit kom by hierdie naweek se uitreik, wanneer jy vra, maar hoe was die ervaring, sal meeste van hulle gesê het, pastoor, ek het nie gedink ek kan dit doen nie. Ja, maar jy het net 'n bord, nee, pastoor, jy verstaan nie. Julle ken my maar hier, en die persoon wat ek hier is nie die persoon wat ek by die huis is nie. Nou, ek weet, dit beteken baie verskillende dinge vir baie mense. Maar mag ek vanmôre vir u sê, dat u sal nie die waardering, waardering besef, dat hierdie is eintlik meer familie vir baie, as wanneer hulle na hulle eie families toe gaan. Baie kere die tyd wat u afstaan, om met mense te praat, en te hoor hoe dit gaan, is meer as wat hulle by hulle eie huise kry. Daarom weet ons Romeine 3:22, en ons praat oor die geloof. Geloof in God, geloof in God se woord, geloof wat my en u aktiveer. Broer Ralf, jy kan maar nader kom, hoor. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Daarom weet ons is in regstaande met die Here, want daar is geen onderskeid nie. Dit is belangrik dat ons vanmôre weet dat hy voeg ons. Baie van u glo nie, want u voel apart van. U sê, dit werk vir hulle, maar dit werk moontlik nie vir my nie.
Sien, ons het gepraat en gesê dat ons moet nou woord of ons moet nou daad by die woord sit, dat die wonderwerk is in die doen. En meeste van ons was gekonfronteer gewees met die hoekom ons so min doen, en daar was vrees in ons harte, vrees dat dit wat in die verlede gebeur het, vrees dat dit moontlik homself gaan herhaal, vrees dat daar seker moontlik een of ander omstandigheid oor u lewe gaan losbreek, maar vanmôre kom ons en ons sê dat vrees word nie vanmôre afgeweer deur meer geloof nie, nee, vrees word vanmôre afgeweer deur in die liefde wat ons Vader vir ons het, deur die geloof te omhels. Want is die perfekte liefde van die Here wat die vrees na buite drywe. Sien, ek moet ook vanmôre geloof hê om op hierdie ontdekkingsreis te gaan van my doel, die rede waarvoor die Here ons geskape het. En dit gaan geloof kos. Kos geloof, man van die Here, om op te kan staan in jou huis as pa, maar as priester van jou huisgesin. Kos geloof. Enkel ma, enkel ouer wat jy is, dit kos geloof in God vir jou kinders se vooruitgang en jou eie standvastigheid in die Here. Sien, baie van ons se gebed is nog steeds by 'n plek waar ons sê, ag Here, net dat ek mag staande bly. Nee, hy wil nie net hê dat u en ek verstaan die gebed, maar hy's besig om 'n weermag op te rig van mense, van mans en vroue wat sê, ons is nie die perfekste groep mense nie, hy roep nie ons tot perfektheid nie, dis deur sy bloed en sy gehoorsaamheid waar u en ek tot regstaande kom, sodat ons kan opstaan in hierdie weermag en kan in besit neem. Sien, baie van ons dink nog steeds dat u en ek moet deurgaan deur die omstandighede wat ons gaan, want dis iets wat ons veroorsaak het. Nee, u moet by die plek kom om die dief te identifiseer, en dit gaan geïdentifiseer word deur die geloof, dat ek sal weet dat dit die vyand is wat my wil ontneem in hierdie tyd, en dat in die geloof en deur die geloof ek in regstaande tot die Here kom, waar ek as seun, as dogter kan uitroep, Abba Vader, na hom toe kan hardloop na 'n troon van genade toe, en hom kan omhels en weet dat dit waarvoor Christus gesterwe het, vir my en u was. Ons het toegang. Sien, is tyd dat ons nie langer in die huis en in die teenwoordigheid van die Here sal instap as aanneemkinders of moontlik as stiefkinders nie. Nee, u is geregtig tot hierdie tafel. Dis sy bloed wat die verskil maak. Sy bloed wat die verskil maak. En daarom, wanneer u en my vermoë, wanneer u en my kragte, wanneer u en my inisiatiewe, wanneer u en my beloftes aan hom, ons moontlik in die steek laat, wanneer ons laat gaan van dit, nadat ons dit die Sondag na hom toe gebring het, is hy vanmôre nog steeds getrou, om vas te hou aan ons, wanneer dit gevoel het, asof die leisels van die Here uit ons hande uitglip. Hebreërs sê dat hy versterk die greep tot jou lewe. Vir iemand in hierdie plek, voordat ek vir broer Ralf vanmôre oorgee, vir iemand in hierdie plek het ek nodig om vanmôre te sê, dat dit is nie oor, totdat God so sê nie. Dat jy is op hierdie stadium vasgevang in die gedagte van 'n man en 'n vrou en die oordeel wat oor jou uitgespreek is, maar wanneer laas het jy God se gedagte vir jou geraadpleeg? Wanneer laas het jy na die woord toe gegaan, sodat jy weet daardie woord kan begin glo? Sien, ons het al hierdie klein skriffies wat ons na die Here toe bring, wanneer ons sê, maar hierdie is my gunsteling skrif, en ons weet Jeremia 29, weet ons is een van baie van ons gunsteling skrifte, maar glo ons in daardie skrif, glo ons daardie woord, dat sy gedagte is waarlik opgemaak aangaande ons, en dat hy reg is vir party in hierdie tyd, wanneer ons aan hierdie tafel deelneem vanmôre, moet u weet, is hy reg om uit te breek, los te breek, en my en u te laat ervaar, dat daar hoop is, vir die finale uitkoms. Moenie vanmôre dink, dat omdat dit gevoel het asof sy stem stil was in 'n vorige seisoen van jou lewe,
dat die leeu van Juda stam nie nou brul oor jou lewe nie. Net hierdie week het ons weer eens gesien hoe God die onmoontlike doen. Voordat u dink dis 'n finansiële deurbraak en u my boodskappe stuur, ek praat van, Wilma, hoe lank was daai jong man? Hoe lank was dit wat hy siek was? Nee, die getye. Maande. Here, 'n groot wonderwerk gedoen. Dis nie oor totdat hy so sê nie. En waar put ons vanmôre? Waarvan put ons krag? Waar kom ons krag vandaan? Hier. Die afgehandelde taak van die kruis, broer Elf. Goeiemôre familie. Ek wil net inval met dit wat pastoor nou die grondlegging van hierdie diens gedoen het. Ek wil net vanmôre voortgaan in een van die 4 evangelies in die Bybel, wat van dieselfde gedeelte praat van die heilige avondmaal. En ek gaan vanoggend kies maar die boek van Matteus. Die ander 3, Markus, Lukas en Johannes, gaat ek op 'n ander keer, as jy geleentheid kry om u te bedien. Dit is die aanloop na die heilige avondmaal, waar alles begin het, tot wat Jesus sy laaste woorde uitgespreek het, en gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek het vanmôre net die grondlegging van die heilige avondmaal vir u lees vanoggend. In Matteus 26. Matteus 26 vanaf vers 20. Jy moet nou mooi luister. Dit is iets wat ons elke Sondag met die eerste Sondag van die nuwe maand bedien in die avondmaal. Maar ons moet dit nie net van selfspreekend aanvaar, dat as ons lees, dit gaat net verby nie. Dit moet ons lees met ons hart, in ons denken, en ons weet. Dit is wat Jesus deurgemaak het, tot op die dag wat hy gekruisig was. En toe dit aangeword het, het hy met die 12 aan tafel gesit, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle gaan my verraai. Toe word hulle baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan hom sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my, met sy hand in die skottel steek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar geskrywe is. Maar wie daar die man, die wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom beter gewees het, as daar die man nooit gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hier praat hy van Jesus, hy noem hom Rabbi. Hy antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hy eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal. Hy sê nie seker is nie. Hy sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle niet sal maak en drink, in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lossang gesing het, het hulle het uitgegaan na die Olyfberg. Dit is al so ver. Ek gaan nou net 'n gebed doen aan die tafel van die Here seën, en dat ons almal deel kan hê aan die liggaam en aan die bloed van die Here Jesus. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dankie vanmôre,
Dankie liewe Here Jesus dat hierdie oomblik aangebreek het, waar ons as die kinders deel kan hê aan hierdie wonderlike en geseënde feesmaal. Ek noem dit 'n feesmaal vanmôre, Here, omdat die woord dit beskryf. Dat ons almal bymekaar kom, reinig die bloed van die Here ons almal. My gebed is vanmôre, liewe Here Jesus, waar in verskillende kampusse vanmôre van Lofdal hierdie oomblik deurmaak vanmôre, bid ek die seën van die Here oor hierdie tafel en almal van ons wat deel gaan het met die inname en dit gaan eet en drink, Here. En laat ons weet in ons hart, Here Jesus, met die aanloop na die kruis toe, Here, dat ons met 'n dankbare hart kan sê, Here, wat 'n wonderlike en geseënde dag is dit, Here. Kom seën hierdie tafel wonderlik, Here, in Jesus naam, met baie danksegging. Amen. Vanmôre terwyl u regmaak om die tafel van die Here te sit en die altaarwerkers nader kom. Is my gebed vir u dat u sal glo dat dit was net universeel waar hy vir almal gesterf het. Alleen nie. Maar dat u vanmôre sal weet dat hy het vir u gesterf. Sy liggaam was gebreek vir u. Sy bloed was gestort. So wanneer u vanmôre die simbole, die liggaam van Christus ontvang, kom ons wag vir mekaar. Sodat ons saam kan eet as familie. Halleluja. Broer Ralf het reeds die tafel geseën. Kom ons bedien die familie van die Here. Halleluja. Mans en vrouens wat hier is, deel tog jou broodjie met iemand. Here, ons loof U. Wat is ons gebed vanmôre? Is dat wanneer en as daar gebrokenheid van hart of liggaam is, dat selfs in hierdie oomblik dat die Here herstel bring tot jou lewe, jou familie. Here, ons loof U. Die koning is hier. O, Here Jesus. Terwyl jy net daar sit en wag dat die familie bedien word, kom ons sing net saam. O, die koning is hier. Teenwoordigheid van die Here. Here, ons loof U. O, hy is hier. Vanmôre van die brood ontvang het, beker ontvang het, sal nog, as jy dit nog nie ontvang het en jy is nog in die eerste blokke, kom ons bedien het.
opsteek as jy nog of van die brood of die druiwesap kort. As jy ontvang het, kom ons staan op en ons gaan as familie gaan ons saam wag. As altaarwerkers net vir my kan wys waar ons is. Almal die simbole ontvang. Here, ons dankie vanmôre, Here, vir u liggaam, Here. Het gebreek was vir ons. Vanmôre kom ons en ons bid ook vir hulle wat deel is van ons liggame en ons roep hulle op hierdie geleentheid, Here. Roep ons hulle terug huis toe, Here. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, ons bid vir liggame wat pyn ervaar, Here, dat daar met u gebrokenheid, Here, en dit wat vir ons gevloei het aan die kruis, daar nou herstel en genesing is in Jesus naam. Kom ons eet saam. So ook sy bloed. Here, ons dankie dat hierdie bloed vandag, Here, herstel en restaurasie, genesing, verlossing bring tot families en individue hier, Here. Ons neem dan nou deel aan die beker. Die koning is hier. Here, ons loof u vir 'n oomblik terwyl ons net die oomblik waardeer inneem. Here, ons dankie, Here, vir Jesus. Ons dankie vir Jesus. Gestorte bloed. Kruis toe gestap het. Sy lewe neergelê het. Sodat ons mag lewe. Oh, die koning is hier. Die koning is hier. Skep vanmôre hoop en moed. Breek vanmôre deur. Oh, hy is hier. Oorwinnaars kreet vanmôre in ons harte. Vanmôre hier is en u sê bid vir my. Vat moed vanmôre, kom net uit voordat ons hierdie diens verdaag. As u vanmôre sê, Jaco, ek het 'n situasie by die huis. Ek het mense nodig om saam met my te bid. Ek weet nie wat dit is wat u tans in die gesig staar nie, maar u hoef dit nie alleen te doen nie. Vanmôre deur die bloed, die gestorte bloed van Christus, maak dit ook dat ons familie is. Vat vanmôre moed en stap uit u bank uit, u sitplek uit. Kom staan hier voor ons, gaan saam met u lewe roep oor dooie situasies. Daar's niks onmoontlik by die Here nie. As daar vanmôre iemand is, bedieningsspan, kom stap uit. Kom ons lê vanmôre hande op. Kom ons wees aktief, deel van die wonderwerk wat hier gaan plaasvind en ons steek ons hande uit.
Elkeen vanmôre hier, terwyl ons vir hulle bid, steek jy hande uit na hulle. So wanneer ek begin intree vir iemand anders, asof ek intree vir myself, wek die Here ook geloof in harte op, vir u om deur te breek. Ons loof u. Die naam van Jesus. Halleluja. Koning is hier. Moenie vanaand 6:00 se aanddiens misloop nie. Ek bid regtig dat die Here iemand se naam vir u gee. Loer in by hulle. Sê, ek sou nie jok deur te sê, maar ek het jou naam in die kerk gekry, die Heilige Gees. Here, ek bid dat u nou name gee, iemand wat jy lanklaas mee gepraat het. U weet moontlik, mag die Here jou gebruik. Net deur om vir hulle te vra hoe dit gaan, is daar iets waarvoor jy kan bid? Terwyl ons staan, is daar besig om name in jou gees opgeroep te word. Ons bid dat die Here lewe tot daai persoon se lewe bring. U weet nie waarmee mense sit nie, maar mag ons instrumente in die hand van die Here vandag wees. In die naam van die Here. Halleluja. Om John, kom sluit vir ons af asseblief. Vader, Here, ek dank U vanmôre dat die woord van U is betroubaar en waaragtig. Here, dat elke knie sal vanmôre buig. Here, vanmôre sal erken dat U is vanmôre God. Dankie vanmôre dat ons as volk kon deel hê aan die liggaam. Here, die bloed van U vanmôre reinig ons van alle oortredinge. Ja, ons vanmôre dat ek kan opstaan in die krag van U. Here, wil vanmôre bid my God, Here, dat ons is vanmôre gewas in die bloed van die lam. Here, U bloed was 7 keer gelouter, 7 keer getoets, my God, Here. Dankie, Here, dat daar is vanmôre genesing, Here, deur die kosbare bloed van die lam, Here. Ja, elkeen vanmôre, my God, Here, bid ek die krag van U, Here, oor hierdie plek, my God, Here. Dankie vir die prediking vanmôre. Dankie, my God, dat U hom opgelig het, Here, in die woord van U. Here, seën hierdie diens, my God, Here. Seën elke kampus vanmôre, hulle wat die woord bedien, Here, openbarings, my God, Here, dat die olie sal tap van die altare vanmôre, in die magtige naam van Jesus, halleluja, amen.